Hartlik welkom by hierdie geleentheid. Nog 'n episode van Keerpunt. Die geleentheid waar ek glo die Here vir ons omkeer. 'n Keerpunt in ons lewe bring waarna daar nuwe seën en nuwe geestelike groei en nuwe vrug gaan kom. Ons is nou in die tyd rondom Paasfees. Die Goeie Vrydag herdenk ons Jesus se kruisiging, die Sondag sy opstanding en dan 40 dae daarna die hemelvaart en dan 10 dae van gebed tot by Pinkster Sondag, die herdenking van die uitstorting van die Heilige Gees. Nou daarom wil ons juis vir hierdie tyd wat nou voorlê bietjie fokus op die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Wat leer die Bybel oor die Heilige Gees? Wat is dit wat ons moet verstaan rondom die derde persoon van die goddelike drie-eenheid? Nou, ek weet dat daar baie onkunde daaroor is en ek wil juist by hierdie geleentheid praat oor die onkunde wat daar is oor God, Heilige Gees. En ek wil sê 'n deel van my soeke en deel van my groei om te verstaan, wat sê die Bybel oor God die Heilige Gees, het ek 'n boek geskrywe. Nou, hierdie boek is in Engels vertaal, When the Holy Spirit Moves, en dan is hy in Afrikaans, wanneer die Heilige Gees werk. Nou, hierdie boeke verduidelik vir ons alles wat die Bybel sê oor die gawes van die Gees. Elkeen van die gawes word hier in 'n hoofstuk bespreek. Wat is die verskil, die vrug van die Gees? En hoe weet 'n mens of jy vervul is? En wat is vervulling met die Heilige Gees? Dan is hierdie boek ook in 30 dagstukkies saamgevat. Nou, dis in Afrikaans en in Engels, net soos hierdie ander boek ook beskikbaar. En in 30 dagstukkies gaan jy elke keer 'n eienskap en 'n persepsie en perspektief van die Heilige Gees leer ken vanuit die skrif. Nou, as jy hierdie boeke wil bestel, kan jy net ons nommer WhatsApp en vir ons laat weet, dan sal ons met jou kontak maak. Ons nommer hierso is 079-195-1586. En ek nooi vir jou uit ook om te kyk op sosiale media, is ons elke dag beskikbaar met 'n boodskap en 'n teks en 'n beeld en 'n getuienis. Moenie dit misloop nie, elke dag op Instagram, op Facebook en ook op X. En ja, al hierdie boodskappe kan jy ook vind. Al Keerpunt se boodskappe is ook beskikbaar op YouTube. So, jy kan die skakel aanstuur vir ander, jy kan vir ander bewus maak van kanaal 343, ook van wat nou op SABC Plus beskikbaar is, verskillende platforms. So, ek nooi vir jou uit om regtig ook 'n getuie te wees deur hierdie program te bemark en vir ander daarvan te vertel. Soos ek gesê het, wil ons vir hierdie aantal kere wat voorlê, fokus op wat sê die Bybel oor die Heilige Gees. As ons kyk na die Bybel, dan sien ons die Heilige Gees word met 'n vlam word hy voorgestel. En daarom, wat leer ons van hierdie lig en hierdie warmte en hierdie nuwe lewe en hierdie krag wat vuur vir ons simboliseer? Nou, as ons terugkyk oor ons lewe, sou ek graag wou hê, jy moet vir my sê, wat weet jy alles van die Heilige Gees? Ek sal baie keer as ons hieroor praat, dan vra ek vir die mense, sê gou vir my, wat weet jy, sê die Bybel oor die Heilige Gees? En dan is daar maar baie min dinge wat hulle reg ken en verstaan. Nou, ek weet dat ek opgegroei het ook in 'n situasie waarin ek gehoor het van God is Vader, Seun en Heilige Gees, maar ek het baie min geweet, wie is God die Heilige Gees? En ek het nie 'n verhouding met hom gehad nie. Om die waarheid te sê, ek het nooit 'n preek gehoor net oor die Heilige Gees nie. Ek het nooit 'n boek gelees of 'n kursus bygewoon wat verduidelik, wat leer die Bybel oor God die Heilige Gees nie. Nou daaroor dat ek so 'n passie in my hart het, omdat ek weet wat die nuwe lig wat ek ontvang het en gesien het in die skrif en wat die Bybel vir ons leer, hoe dit my lewe verander en verryk het. Ja, op daai stadium sê ek,
het ek opgegroei en selfs in die teologiese opleiding baie min geleer oor die Heilige Gees. En wel gehoor oor die Heilige Gees by sekere Pinksterkerke, dat ek gehoor het by ander charismatiese groepe. En ek moet sê, party van die inligting wat ek daar gekry het, weet ek vandag, was misleidend. Was nie presies wat die skrif leer nie. So daarom dat dit so noodsaaklik is dat ons 'n slag moet gaan kyk, wat sê die Bybel oor God, die Heilige Gees. Nou, ek weet, as ek gaan kyk na my eie lewe, dan was daar 'n totale onsekerheid gewees. Eintlik het die Here vir my op 'n baie spesiale manier by 'n punt gebring om te besef, ek aanbid eintlik 'n twee-eenheid. Ek het 'n verhouding met God die Vader, ek het 'n verhouding met hom, want ek praat met hom oor my behoeftes en my versorging en my nood en my beskerming, en hy is vir my soos 'n pa gewees, en ek het 'n verhouding met die eerste persoon van die drie-eenheid gehad. Ek het ook 'n verhouding met Jesus gehad, want dis na hom toe wat ek gegaan het met my sonde, waar ek gepleit het vir vergifnis, waar ek my sonde bely het. Maar ek het nooit gebid tot die Heilige Gees nie. Ek het nooit 'n verhouding met hom gehad nie. Ek het nie geweet, is hy maar net 'n krag wat 'n mens nodig het as jy swak is? Is hy 'n werklikheid? Is hy 'n God? Is hy soos God? Is hy deel van die drie-eenheid? Daar was baie onkunde in my hart gewees. Maar ek het dit, soos ek sê, op 'n stadium ontdek, toe ek in 'n byeenkoms gesit het een aand op 'n kamp en 'n dominee gepreek het, en voor hy begin bid het hy nog gesê, voor ons verder met hierdie boodskap gaan, wil ek vra dat almal wat 100% seker is, dat hulle vervul is met die Heilige Gees, moet opstaan. Nou daai oomblik toe hy daai vraag vra, het ek geweet, ek het nog nooit hieraan gedink nie, ek het nog nooit hierdie vraag beantwoord nie, ek weet nie hoe om te reageer op hierdie vraag nie. Ek kyk rond, wat gaan die ander doen, ek moet nou net nie hier tussen hulle verkeerde beweging maak nie, so wat gaan hulle doen? Nee, niemand staan op nie, behalwe daar agter staan 4 persone op, en ek dink so, ja, daai 4 persone, hulle is nou lekker uitgevang. En toe sê die dominee, daai 4 persone daar agter is die enigste 4 persone in hierdie saal, wat in hierdie oomblikke binne God se volmaakte wil is. Nou, dit was vir my 'n ontstellende uitspraak, want hoe kan hy sê, ek is nie binne God se wil nie? Hoe kan hy my sommer oordeel? Jy weet mos, hy ou natuur wat dadelik in reaksie en verset en in selfverdediging na vore kom. Ek het by myself gewonder, wie is hy om my te oordeel? En toe verduidelik hy. Hy lees vir ons Efesiërs 5 vers 18. En hy sê, is hierdie 'n opdrag of nie? As dit 'n opdrag is, en jy's ongehoorsaam aan hierdie opdrag, dan is jy mos nie binne God se wil nie. Nou kom ek lees net vir jou, wat staan in Efesiërs 5 vers 18. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. En toe vra hy, is hierdie 'n opdrag? Is dit 'n versoek? Is dit 'n aanbeveling? Is dit 'n wens wat uitgespreek word? Nee. Hier staan, laat die Gees julle vervul. Dis 'n opdrag. So die Here sê, ons moet die Heilige Gees toelaat om ons te vervul. Soos wat ons nie onder invloed van drank moet kom, alkohol kom nie, so moet ons sorg dat ons onder die invloed van die Heilige Gees kom. Dit was vir my 'n ontdekking, dat ek vir die eerste maal hoor, dat ek 'n verhouding met die Heilige Gees moet hê. Dat ek skielik besef, maar ek ken nie God drie-enig nie. Ek ken die Vader en ek ken die Seun, maar ek ken nie die Heilige Gees nie. Ek is totaal onseker gewees. Ek is uitgevang, dat ek nie eers weet wat vervulling by die Heilige Gees beteken nie. En daarna het ek allerlei snaakse goed gehoor, wat nie altyd Bybels was nie, van wat dit beteken om vervul te word met die Heilige Gees, en hoe word 'n mens vervul met die Heilige Gees? Nou, wie is die Heilige Gees? Wat leer die Bybel daaroor? Dit is toch die belangrikste. Ons
kan ons eie idees hê en ons eie ervaring hê en sekere manifestasies wat ons dink van die Here is of van wie of van waar vandaan kom. Maar net die Bybel gee vir ons die waarheid. Dis waar God aan ons homself openbaar het. Dis in die Bybel dat ons lees dat hy 3 is, maar eintlik 1 is. Dat God van die begin af homself openbaar as God die Vader, wat in sy almag die hele skepping in aansyn roep, deur Jesus die woord, die Logos, dat hy deur hom skape, en dat die Vader en die Seun intens betrokke is by die skepping van hierdie heelal, en dat die Heilige Gees sweef oor die waters en betrokke is in die vorming van hierdie skepping. God drie-enig van alle ewigheid af, Vader, Seun en Heilige Gees. So, ek kan nie vir jou God verduidelik nie. Ek kan maar net vir jou sê, God openbaar hom in die Bybel as 3, maar ook as 1. Ek dink byvoorbeeld aan Jesus se doopgeleentheid. Weet jy, toe Jesus gedoop is, staan Jesus, die tweede persoon van die drie-eenheid, daar in die water, en 'n stem kom uit die hemel van God die Vader wat sê, dit is my geliefde seun. En dan kom 'n duif, die Heilige Gees in die gestalte van 'n duif, kom bekragtig vir Jesus, sodat hy sy 3 jaar bediening hier op aarde kan begin. Dit is Jesus met die Vader se stem en die Heilige Gees wat hom salf en toerus. Dis God. Hy's 3. Dis hoe hy hom openbaar. Maar hy's 1, want wat die Vader weet die Seun, en die Seun is nie die Vader nie, en die Vader is nie die Seun nie. En die Seun doen net wat die Vader sê. Daar is 'n eenheid. En die Heilige Gees kom om in ons te woon, sodat Jesus met ons is. Immanuel, ons is nie meer alleen nie. Ja, ons leer vir God ken as 3, maar wat 1 is. Hy is die grootte God, ons kan hom nie beskryf nie, hy is oor ons. Hy is die Vader wat vir ons sorg. Hy is ook God Immanuel, Jesus, by ons wat die sondemuur en die skeiding kom wegneem. Maar hy is ook God die Heilige Gees, wat in ons woon, en by ons is, en ons helper geword het. Die een wat vir ons kom in staat stel, om geestelik te lewe, en te getuig, en te dien. Hy kom rus ons toe met sy gawes. Hy kom help ons om as Christene te lewe met oorwinning, met krag en met seën en met vrug. Ken jy die Heilige Gees? Nie net van wat boeke sê of van 'n kursus nie, maar ken jy God die Heilige Gees in jou lewe? Elke dag is hy vir jou 'n realiteit. Jesus, as hy sê, gaan nou in die wêreld en dra die evangelie uit, vertel vir mense die verlossing van sonde, boodskap, die goeie nuus, die evangelie, gaan vertel en getuig, dan sê hy vir hulle, en as hulle tot bekering kom, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis hoe ons God leer ken in die skrif. As die seënbede uitgespreek word, hier in die einde van die Korintiërbrief, dan sê hy, die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, bly met julle. Dit is hoe ons hom leer ken. Dis hoe God hom openbaar in die skrif. Dis hoe ons kan hom nie verduidelik nie, maar dis hoe ons hom leer ken. Jy weet, iemand het eendag gesê, die chemiese formule vir water is H2O. En dit beteken, as jy water kry, as 'n vloeistof, dan is dit H2O. As dit gekook word en die stoom gaan styg op, dan is hierdie gas H2O. As hy 'n harde, vaste stof word en ys, dan is hierdie ys H2O. So, dis H2O in 'n stoom, in 'n vloeistof, in 'n vaste stof. Dit kan nie regtig vir jou verduidelik nie, maar dit is iets, 'n beeld wat vir ons iets sê van hoe God is. Dat hy 3 is, maar dat hy eintlik 1 is. Hy is ook 'n persoon. Hy is nie net 'n krag nie. Die Heilige Gees leer ons in die Bybel, is die een
wat in ons kom woon, en wat ons nie moet bedroef en hartseer maak nie, Efesiërs 4 vers 30. Wat ons kan as ons sonde doen, dan sondig ons teen die Heilige Gees. Hy's 'n persoon, hy is soos die Vader, en soos die Seun, so is hy die Heilige Gees, 'n persoon wat in my woon, en by my is, en my helper is, wat vir my wil lei, wat met my wil praat, wat my wil help om te bid, wat die vrug in my na vore bring, die vrug van die Gees, van liefde en blydskap en vrede en selfbeheersing, nederigheid, al hierdie mooi eienskappe, dis wat die Heilige Gees gaan voortbring as vrugte, as hy my hart en my lewe besit en beheer. So met ander woorde, as ons praat van God, dan leer ons hom ken in die skrif as 3, maar tog 1. Daar is so 3 kante van hierdie prisma, maar dit is dieselfde God. En daarom sê Jesus, ek gaan na my Vader, en ek gaan die Heilige Gees stuur, en ons gaan by julle wees, en ons gaan vir ewig by mekaar wees in die heerlikheid van die hemel. So ons verstaan dit nie alles nie, maar ons weet ons lewe nou in die Heilige Gees bedeling. As 'n mens gaan kyk na die Bybel, dan sien jy in die Ou Testament is daar 'n Ou Testamentiese bedeling waar die Vader op die voorgrond is. Dat hy eintlik die inisiatief neem en met die skepping, en dat dit hy is wat praat met Abraham, wat vir Moses roep, dat God die een is wat die God is van Abraham, Isak en Jakob. Ons leer hom ken in die Bybel, dat die Vader op die voorgrond is in die Ou Testament, en dat hy praat met die leiers en die persone wat hy gebruik, en dat hy die wet gee op die berg Sinai vir Moses, en dat hy vir Moses opdragte gee. Ja, die Vader is in die Ou Testament op die voorgrond. Die lig wat skyn, is die lig van die Vader, wat die rigters en die profete en die konings met hulle dan van God se kant af kontak het. En dan sien ons die belofte van die Messias wat kom. En dan word Jesus gebore, en dan breek daar 'n nuwe bedeling aan. Die bedeling van Jesus, sy lewe, sy opgroei, sy prediking, sy wonderwerke, sy lyding, sy sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood. Dis die Nuwe Testament, dis die nuwe bedeling wat ons sien, waar 'n nuwe bedeling aanbreek, waar Jesus leef en God met ons is, Immanuel, en by ons is tot met die hemelvaart, wat hy vertrek. En dan by die hemelvaart gee hy gee 'n nuwe aankondiging van 'n nuwe bedeling wat volg. Hy sê, moenie hartseer wees omdat ek weggaan nie, is vir julle beter, want nou kom die Heilige Gees, en hy gaan in julle woon, en altyd by julle wees. Hy gaan die Parakletos wees, wat julle bystaan en help, en God in julle is, by julle. Julle gaan nie meer alleen wees nie, moenie treur en hartseer wees nie, sê hy in Johannes 14 en in hoofstuk 16. Hy is God, wat nou in 'n nuwe bedeling by ons, in ons is. So die bedeling van die Vader in die Ou Testament, Jesus in die Nuwe Testament, en dan van die hemelvaart tot met die wederkoms, die bedeling van die Heilige Gees. En dit is die bedeling waar ek en jy nou in is. So dit is waar ons dan sien, die Heilige Gees is nou op die voorgrond. Ons sien dat dit die Heilige Gees is wat hulle vervul en toerus en help om te kan getuig. Dis die Heilige Gees wat boodskappe gee, wat vir hulle stuur om te gaan getuig, wat sê ek gaan julle toerus, maar wat vir Filippus roep en vir hom sê gaan na daardie eensame pad op Gaza, gaan praat met daai Ethiopiese minister van Finansies en vertel vir hom die evangelie. Dis nou die Heilige Gees wat hulle stuur, wat vir Paulus op 'n stadium vir die gemeente sê, sonder vir Paulus en Barnabas af en stuur hulle op hierdie sendingreis. Kies 7 diakens. Die Heilige Gees in ons het besluit in daardie groot synode waar die besnydenis nou moet inpas.
Nou is die Heilige Gees op die voorgrond. Dis hy wat praat, dis hy wat sommer vir Paulus ook sê, moenie Betanië toe gaan nie. En hy keer hulle, en dan stuur hy hulle Macedonië toe. Hier is 'n ander bedeling nou waar ons sien, die Heilige Gees gaan praat met Ananias, en stuur vir Ananias, om met Paulus te kom praat en vir hom te bid, dat hy weer kan sien, en dat hy vervul word met die Heilige Gees. Ja, dis nou die Heilige Gees wat kom en vir Peter stuur en toerus en voorberei met 'n visioen gereed maak om te gaan na Cornelius die Italiaaner om nou ook nie Jode van Jesus te vertel. Kan jy sien, dis nou die bedeling van die Heilige Gees. En is juis in hierdie bedeling wat baie mense so onkundig is oor die Heilige Gees, dat hulle nie 'n verhouding met hom het nie, terwyl hy juis God in my is, wat nou vir my wil help en toerus en met sy gawes bekragtig, om te kan doen wat God wil hê ek moet doen, om sy werk te kan doen. Al die opdragte in hierdie nuwe bedeling kom van God, die Heilige Gees. Nou, die hartseer sê ek, is dat ons so onkundig is. As ek nou kyk byvoorbeeld in Handelinge 19, dan kom Paulus op 'n stadium daar in Efese. Dis omtrent 22 jaar na die Heilige Gees al uitgestort is. En dan kom hy by 'n groepie mense wat totaal onkundig is. Hulle is Christene, maar hulle weet nie van die Heilige Gees nie. Hulle ken net die doop van Johannes, wat bekering beteken, wat aflê en afwas van sonde, en oorgee aan God om nou hom te dien en te gehoorsaam. 'n heiligheid en 'n toewyding aan God die Vader. Maar hulle ken nie die Heilige Gees nie, hulle nog nie van hom gehoor nie. Daarom vra Paulus hulle, nou hoe is julle gedoop? Die Christelike doop is tog in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sê hulle, nee, ons ken nie daai doop nie. Ons ken maar net die doop van Johannes, die doop van bekering. En dan sien ons hoe Paulus vir hulle verduidelik. Vir hulle verduidelik hoe hy tot bekering gekom het daar op die Damaskuspad, toe hy vir Jesus ontmoet het. En hoe Ananias na hom toe gekom het en vir hom gebid het om vervul te word met die Heilige Gees. En hoe die Gees toe in sy lewe begin oorneem het, en deur hom begin werk het en getuig het en wonderwerke gedoen het. Nou weet hy, om ook vir hierdie mense daar te sê in Efese, julle moet vervul word met die Heilige Gees. Ons lewe in die bedeling waar die Gees vir julle wil kom help, om 'n getuie te wees in hierdie wêreld. 'n Mens vra jouself af, hoe het Paulus nou agtergekom, dat hulle nie vervul is met die Heilige Gees nie? Luister die vraag wat hy vir hulle vra. Is hulle vervul met die Heilige Gees? En hy vra dit, omdat hy agterkom, hulle is al hoe lank Christene, en hulle is steeds 'n groepie van 12. En waar die Heilige Gees gekom het, was hulle vandag 12 en môre 15 en oormôre 20. So die Heilige Gees maak vir ons fonteine, dat ons begin oorloop van die lewende water, soos wat Jesus voorspel het in Johannes 7, vers 7 tot 39. Nou wil hy hê, dat ons hierdie lewende water moet oordra na ander toe. En luister 'n bietjie net, as hy daai verhaal vir ons opteken. Paulus het deur die hele binneland gereis en in Efese gekom. Handelinge 19 vers 1. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry, vir wie hy gevra het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. Wat 'n soort doop het julle dan ontvang, vra hy toe? Die doop van Johannes, sê antwoord hulle. En daarop sê Paulus, maar Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, en dit is Jesus. En toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van Jesus hulle laat doop, en Paulus het hulle die hande opgelê, en toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer, en hulle was altesaam omtrent 12.
Nou, wat hierna gebeur natuurlik, is dat die 12 word nou soveel, want die Heilige Gees het hulle fonteine gemaak. Nou het die Gees kom oorneem. Hulle het begin profeteer, hulle het begin die woord van die Here uitdra. Hulle het in tale begin praat. Hulle het 'n nuwe geestelike ervaring gehad van God se krag, wat nou deur hulle werk en hulle lief maak vir mense om hulle, en hulle laat uitreik om hierdie mense ook in te bring in die kring van die lig van God se helder vlam. En weet jy, dan lees ons dat die evangelie het so versprei, dat hulle 'n saal van Tyrannus moes gaan huur. Hulle pas nou nie meer in die huis in nie, hulle is nie meer net 12 nie. En die hele evangelie is uitgedra in Klein-Asië. Gaan lees maar daar hoe die silwer afgode diens smede woedend geword het, omdat hulle hele afgode gelukbringertjies wat hulle gemaak het van Artemis en die tempel van Diana in duie gestort het. Die Christene, mense het Christene geword. Hulle het die towerboeke verbrand, 50.000 waardevolle silwerstukke se boeke het hulle verbrand. Hier het 'n verandering gekom, want die Gees het begin oorneem. Hulle het nuut geword. So die vraag is eintlik, is jy vervul met die Heilige Gees? Weet jy van hom? Of ken jy hom? Het jy 'n verhouding met hom? Sal ons nie van hom vra om nou net die beheer oor te neem nie? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U gekom het om vir ons sonde aan die kruis te sterf. Ook vir ons eie sinnigheid en ons eie willigheid en ons ongehoorsaamheid aan die Gees. Maar ons wil nou vir U erken, Heilige Gees. Ons wil met U 'n ooreenkoms maak. Ons wil ons lewe aan U oorgee. Kom vervul ons en neem die volle beheer van my lewe en maak my 'n getuie en 'n fontein wat oorloop. In Jesus naam. Amen.